Amen, ek wil vanmôre vanaand met die gesels, dit is Hemelvaart vandag, en ons het rukkie terug was dit die afsterwe van Jesus en waar hy vermoor was, en die volk was en die mense wat saam met Jesus geloop het, die disippels en ander ook was, en sy volgelinge, was absoluut verbaas gewees dat Jesus gesterf het, want hulle het geglo, met alles wat binne hulle is, hy kan nie sterf nie. En hulle was verbuisterd gewees, en ek meen, tot Petrus het self gegaan, en hy, toe Jesus gesterf het, toe hol hy hier af, na die see van Galilea toe gaan vang hy weer vis. Toe is hy heeltemal die mekaar, want toe weet hy nie wat gaan gebeur nie, alhoewel Jesus vir hulle gesê, kom saam met my, ek gaan julle vissers van mense maak. En die duiwel het ook gedink, maar luister, hier is nou iets wat gebeur het, en hier is nou, ek is nou heeltemal alright. En Jesus het ter helle neergedaal. En ek sit vandag en dink weer, daai enorme lig, wat daar die doderheid moes skyn, om vir al die mense te wys, Jesus leef. Dit was amazing geweest. En toch, na 3 dae, die dag gestaan. En my Jesus leef. Halleluja. Amen. Amen. En wat ook moes gebeur het, is Jesus moes weer aan sy disippels verskyn het. Maar hy het ook vir hulle gesê, julle kan nie nou aan my vat nie, julle kan nie aan my raak nie, want ek moet myself eers aan my Vader gaan toon. Met ander woorde, Jesus was die eerste vrugte van die ene wat opgestaan het. En ons sal daarop volg. Want ons gaan ook voor God moet verskyn. En toe Jesus klaar as beweegoffer voor God verskyn het, toe kom hy terug. Toe sê hy vir Thomas, kom nou my hiernatoe en druk jou vingers binne in my wonde in. En kyk of ek is. Toe sê Jesus, geseënd is die een wat nie gesien het, mag glo het. En ons sê, die ongelowige Thomas, Karel het ook Sondag gepraat van die ongelowige Thomas, maar laat ek jou vertel, ons almal sou ongelowige Thomas gewees het. Dit kan ek julle vertel. Dit is dieselfde toe Jesus gekom het en hy die broodjies begin uitdeel en dit, as dit in vandag se lewe moes gebeur het, sal hy gevra het, maar is daar nie fout met die vis? Waar het julle die vis gevang? Is daar nie fout met die brood nie? Ek hoop dit is daar nou GI brood in, daai tipe goedjies. Ons is ons baie vol draadwerk en vol nonsens. Nou, die terugkeer, die hemelvaart van Jesus Christus. Nou, die terugkeer van Jesus Christus na sy Vader, om sy koninkryk te gaan vestig en sy werk op die aarde te voltooi. Jesus moes opgevaar het na die hemel toe, om te sit aan die regterhand van God die Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dooies. Want aan my is alle mag gegee. Deur God. Het Jesus daai woorde gebring. Aan my is alle mag gegee. Met ander woorde, die Satan het nie meer die mag oor my en jou nie, of oor my en jou nie. Ons maak die keuse wat dit so moet wees. Nou Jesus Christus se hemelvaart word beskryf. Hy sê dit is die terugkeer van Jesus na sy Vader om sy koninkryk te vestig. En net soos in die Ou Testament simboliseer die wolk van die getuienis, daai verteenwoordig dit of simboliseer dit God se teenwoordigheid. Kom ons gaan kyk 'n bietjie Handelinge 1 vers 9 tot 11. Hy sê, en nadat hy dit gesê het, is hy Jesus opgeneem, terwyl hulle dit sien. Dit was nie net, hy was daar en hy was weg nie.
Hulle het gesien, die mense wat daar was, het gesien hoe Jesus in die hemele opgeneem word. Hy sê, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar ewe skielik, ek sit nou my woord daarin, ewe skielik 2 manne in wit klere by hulle. So hulle was so wonder gewees wat daar so gestaan het, en Jesus is toe weg, en toe ewe skielik verskyn daar so 2 manne daar so, en hulle sê, hy sê, wat sê Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hoekom kyk julle nou na die hemel? Nou kom die verduideliking daar, hy sê, hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, hier kom die belofte, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar. En dit is absoluut vir die kinders van die Here, die wedergebore kinders van die Here, 'n geweldige ding om na uit te sien as ons nog in die lewe is. Maar dit gaan nie saak maak nie. Want ek sê altyd, nou so verlede jaar met die ongeluk, as ek omgekom het in die ongeluk, dan was ek by die Here. Maar nou lewe ek nog en die Here is nog steeds by my. So, dit is ons maar dieselfde. Dit is ons maar dieselfde. God is met my, oral waar ek gaan. En God is met jou, oral waar jy gaan. Daai belofte is Jesus kom weer. Kom ons kyk net na die Ou Testament 'n bietjie, Psalm 68 vers 18. Nou dit is gaan oor die voorspellings van Jesus Christus se hemelvaart. Nou hierdie is 'n hele klompie honderde jare voor dit is dit nou al neergepen en wat die psalmdigter geskryf het. Hy sê, u het opgeklim na die hoogte, u het gevangenisse weggevoer, u het geskenke geneem onder die mense, ja ook wederstrewig is om daar te woon, o Here God. En as ons nou mooi gaan kyk en ons gaan kyk na die nuwer vertaling, sal verduidelik hy dit bietjie beterste, en hy sê hy het opgevaar na die hemel toe. Nou Jesus sien ook uit na sy hemelvaart as sy terugkeer na sy Vader toe. Onthou, die Vader, die Seun en die Heilige Gees is 3 in 1 en hulle was van ewigheid af daar gewees. Hulle is nie geskape nie. Jesus Christus, wat die woord was, luister, Jesus Christus is die woord, want die woord het onder ons kom woon. So die woord wat God gespreek het, en wat die heelal geskape het, was Jesus Christus gewees, wat dit bewerkstellig het. Nou, as ons nou gaan kyk en sê, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, Jesus Christus moes gebore geword het. Hy moes gebore geword het. Ja, hy moes ook gebore geword het deur die krag van die Heilige Gees en bevrug, die vrou moes bevrug geword het deur die Heilige Gees en nie deur 'n man. Ja. En ons weet daar was probleme gewees, daar tussen die ouers en almal, selfs Josef het toe begin, waar hy luister, hierso is nou 'n slang in die gras, hierso is nou iets wat nou nie heeltemal oké is, totdat 'n engel van die Here, hoofletter, engel van die Here aan hom verskyn het en gesê, dit is die storie, so, en jy moet hom Immanuel noem, en dit beteken wat? God met ons, come on, God met ons. Hy sê, Johannes 16 vers 28, sê hy sê, en ek het van die Vader uitgegaan, hoor nou, God het die woord gespreek, en die woord het uitgegaan, en die woord het wat gedoen, onder ons kom woon. Hy sê, hy het uitgegaan en hy het in hierdie wêreld gekom. Weer verlaat ek hierdie wêreld en gaan terug na my Vader toe. Hoekom het Jesus teruggegaan na sy Vader toe? Behalwe vir die oordeel,
sodat die Heilige Gees in my en jou kan woon, want Jesus was net een persoon op die aarde. En hy het geweet, hy sê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want ek sal vir julle 'n ander trooster, hy was die trooster gewees, ek sal vir julle 'n ander trooster stuur. En sy naam is die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Want Jesus het geweet, hy alleen kan nie die hele wêreld omkeer nie. Maar die krag van die Heilige Gees, luister, wat in elke wedergebore seun en dogter van God inwonend word, sal die hele wêreld verander. Dit is wat dit is. Dit is wat moes gebeur het. En daarso word die Satan se naels, hy loop ons rond soos 'n brullende leeu, sy naels is stikkend en sy tandjies is stomp. Sy naels is heeltemal geknip en sy tande is stomp. So the devil will try to gum you to death, but he will not succeed. Jy gaan hier en daar 'n paar bloukolle kry en so, maar dit gaan nou niks. Ons het baie bloukolle al gekry. Kom nou. Diens wil geld. Ons het daar sê. So, en dit is wat ons het nie nodig om ons nie te buig voor die Satan nie. Hoekom nie? Want my Jesus leef. My Jesus het opgestaan. Hy sê, maar ek sê vir julle die waarheid. Hoor daar. Ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom, die Ruach HaKodesh, na julle stuur. Is dit nie amazing die lewe? Dit is amazing hoor. Mense, ek sê vir julle, Jesus het opgevaar net om die Heilige Gees. Ek dink Jesus wil regtig op 'n stadium waar hy wil gebly het op die aarde. Ek dink regtig so. Ek dink Jesus wil gebly het op die aarde. Imagine net, dat hy alles en al die wette van almal net so kom omvergooi het. En daar gaan hy op die einde van net so. Dan kom hy en dan gaan sit hy daar so by die put en hy wag nou daar so en daar kom die Samaritaanse vrou, een waarmee hulle niks meer uit te vaai mag hê nie. Kom hy en hulle begin gesê, vrou gee my 'n bietjie water. Nou, sy weet hierdie ou is 'n Jood. Maar hy sê, maar moet jy nou worry nie, gee my net 'n bietjie water, ek is dors. Hy sê, maar ek sal vir jou die lewende water gee. En hy begin, en hy vertel vir haar wat sy gedoen het. En sy is so verbaas dat sy daar omdraai en sy wikkel terug na Samaria toe. Sy sê, ek het iemand te sien, daar is iemand alles weet wat ek gedoen het. En ek ken hom nie eers nie. Dis awesome, come on. En net daarso draai hy vrou om. Daarso kom 'n verandering in haar. 'n Totale en al lewensveranderde omstandighede, omdat sy die seun van die mens aanskou het en hy met haar gepraat het. En hy haar vertel het, maar hy sê, ek weet wat jy gedoen het, maar moenie worry daaroor nie. Moenie worry nie. Dis okay. Ek is hierso vir jou. En dis wat Jesus vir ons doen. Hy is hierso vir my en vir jou. Hy het opgevaar om 'n plek vir sy mense voor te berei. Johannes 14 vers 2 tot 4. Hy sê in die huis van my Vader is daar baie wonings. En dit is die ander gedeelte wat ek nou wou sê. Hy sê, en as dit nie so was nie, sou dit vir julle gesê het, want Jesus is nie iemand wat lieg. God kan nie lieg nie. Hy sê, ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Ek wil hê as julle hier na my toe jou kom wat in die hemel is, moet dit net awesome wees vir julle. Alles moet net op die regte plek wees en alles moet net 100% of 1000% beter wees as wat julle aangewoond is. Dit is wat ek wil. Ek gaan vir julle 'n plek voorberei.
Hy sê, en as ek gegaan het, en vir julle 'n plek voorberei het, kom ek weer, en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Want ek wil graag hê, julle moet by my wees. Dit is dit wat Jesus wil doen. Hy sê, en waar ek ingaan, nou hier slaat hy disciples heeltemal Jesus die eendop by jou onder hulle. Hy sê, weet julle, en die weg ken julle. En dan kom hulle sê, maar Here, ons weet nie waar is dit. Want ek julle nie al vertel van die woonplek van my Vader nie. Hoe kan julle so dof wees om dit nie te verstaan? Ek is nou 3,5 jaar hier so saam met julle, en julle behoort dit ons nou al te weet. En nie net saam soos wat ons nou mekaar net ken nie, ons praat van 'n hegte verhouding, intieme liefdesverhouding met mekaar. Dit is wat dit is. Dit is eintlik amazing, nee. Hy het opgevaar om 'n plek vir sy mense voor te berei. Okay, jy het dit nou reeds gelees, dan die sakkie, en nou weer sy het opgevaar tot verheerliking en glorie. Efesiërs 1 vers 20 tot 21. Hy sê, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het. Nou hier praat hy nie van God nie, hy praat van die Heilige Gees wat Jesus uit die dode uit opgewek het. Hy sê, en hom laat sit het aan sy regterhand. Dit is veronderstel om 'n hoofletter te wees, daai is 'n drukfout. Sy regterhand te wees in die hemele. Bo alle, hoor mooi. Wie is die ene bo alle owerhede en magte? Wie is dit? Dit is Jesus, want hy is die naam bo elke naam. Hy sê bo alle owerheid en magte en kragte en heerskappye en elke naam wat genoem word. Nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook die wêreld in die toekomstige. Nie, hy bedoel nie nou in die jaar 50 nie. Ek het dit net Woensdag het ons gepraat oor hy selfde woorde. Hy praat nie van in die jaar 50 nie, of 80 of whatever nie. Hy praat van as ons daar na ons Pa toe gaan, as ons daar by hom is, daar waar ons saam met hom in die hemel is, en gaan wees. 1 Petrus 3 vers 22. Hy sê, wat heen gegaan het na die hemel, en aan die regterhand van God is, hoor mooi, terwyl engele en magte en kragte aan hom, hoofletter, Jesus, onderwerp is. Hy het opgevaar om ook sy hoëpriesterlike ampt en bediening uit te oefen. Want hy is ons hoëpriester, hy is ons advokaat. Wat doen 'n hoëpriester? Kom ons begin by die onderkant. Kom ons sê, wat doen 'n advokaat vir jou? Hy verdedig jou regsaak. Hy verdedig jou in die hof. Nou die Satan kom en dan sit hy vir my en vir jou, voor God sit hy ons dan in die hofsaal om ons wederregtelik van aanklagte te, wat noem jy dit? Aan te kla. Hy het aanklagte teen ons. En dan kom Jesus. En hy sê, wow, ek dink nie jy verstaan so baie lekker nie. Die prys is betaal. Vir Antoinette, vir Dave, vir almal. Die prys is betaal. Hier's die merke. Hy is betaal. Die bloed het gevloei. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat doen die hoëpriester? Wat het die hoëpriester gedoen vir die volk? Versoening van die sondes. Eenmaal 'n jaar het die hoëpriester by die allerheiligste gegaan en hy het 'n sondeoffer gaan gee vir die volk. Nadat hy vir 7 dae deur 'n reinigingsritueel moes gegaan het.
en seker maak dat hy in die regte stand met God is. Dit is wat die hele ding oor gaan. Want as hy onbeleide sondes gehad het, dan het hy gesterf. Dis hoekom hulle klokkies om hulle Ja. mantels gehad en touwtjies om hulle bene. Hy sê, terwyl ons dan 'n groot hoofpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, dis nou net vir een keer, ons dit nog weer vergeet, wie is dit? Dis Jesus, die Seun van God, en laat ons dan nou aan daardie belydenis vashou, dat Jesus die Seun van die lewende God is. Hy het ook opgevaar, sodat gelowiges hom kan volg. 1 Tessalonisense 4 vers 17. Hy sê daarna sal ons, wat nog in die lewe is, ek praat nog met julle so, ek is nog nie dood nie. Julle sou geryk het as ek dood was. In die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. Nie op die grond nie, in die lug. En so sal ons dan altyd by die Here wees. En ek sluit af met Handelinge 1 vers 11. Hy sê, Jesus Christus se hemelvaart dui ook op die manier van sy terugkeer. En dan lees ek weer vir julle. Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hoekom kyk julle nou na die hemel? Het Jesus eintlik nie vir julle gesê, ek gaan op na my Vader toe, maar ek gaan weer terugkom nie? Hoekom julle ons nou presies nie vaar op, wat sukkel julle nou om dit te verstaan? Het hy dit nie met sy eie mond vir julle gesê nie? Kom, hy het dit met sy eie mond gesê. Ek gaan na my Vader toe, maar ek kom weer. Ons het dit nou nog gelees, hè? Ja. Ek gaan na my Vader toe om vir julle 'n plek voor te berei, want my Vader se woonplek is daar baie wonings. Maar ek gaan dit om vir julle net gemaklik te maak. So, maar ons gaan daartoe kom. Hy sê hierdie Jesus van julle wat van julle weggeneem of opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar. Ekskuus pastoor. Daar waar hy nou opgevaar het en hulle nou opgekyk het. Ek wonder hoeveel mense het dit gesien. Nou, baie mense ons gesien. Dit was groot. Ja, ek kan dit nou nie, daai vraag kan ek nou regtig die antwoord. Nee, maar dit is nog wel 'n ding, ja. Ek het daar 12 skammers. Nou as Jesus terugkom, gaan almal van gaan sien. Ja, hy praat nou van, as toe Jesus nou opgevaar het na die hemel toe, as na die eerste keer na sy Vader toe. Nee, as by tyd as hy ons kom haal, is dit nie so nie. Ja. Ja. So, ja, dit is nou nog 'n vraag daar, hoor. Hoeveel het hom gesien omgaan? Ja. Ten minste, almal wat binne in hy boorvertrek was. Was lekker droom van die mens. Ten minste was dit net. En onthou nou, alles was in rep en roer gewees, want toe Jesus gesterf het die grafte oopgegaan, en die mense het uit die grafte uit opgestaan. Luister, die hel was los gewees, hoor wat ek vir julle sê. Hoor wat ek vir julle sê, my skoonma, my pa, my ma, almal sou ewes, wat, hulle is nou al 30 jaar terug oorlede, 30, wat gaan aan? Wat gaan aan? Mense, die Bybel, die woord van God, is so absoluut verrykend. As ons net 'n bietjie ons hierdie 3,5 pond grys breinmassa hier tussen ons linker en regter oor wil gebruik, en ons moet 'n bietjie gaan sit en dink, maar gaan jy nou gaan na die begrafplaas toe en daai begrafte gaan oop en die mense klim uit. Wat ek jou vertel net, daar's niks wat my gaan keer nie. Daar's niks wat my gaan keer nie. En ek dink ook nie my wil van gaan genoeg wees om daar weg te kom. Maar hoor, ek wil hê julle moet dit verstaan. Julle moet die graf te gaan, die graf, Jesus sterf en die graf te gaan oop en die mense wat gesterf het, wat
vir hoeveel jare al kom die graftyd op en hulle loop rond. Come on! Julle moet 'n boek kry, dit is 'n paar volumes, ek dink hy's 4, 5 volumes, maar as dink is nou, The Book of the Jews. Nee, hy's bietjie, om op e-boek te kry, hy's nogal, jy gaan hom nie kry in hardeband, weet hardcopy. Jy gaan hom op e-boeke reg, gaan lees dit. As jy kan gaan, kry dit in die hande, gaan lees dit. Dit is getuienis en so van mense wat praat, wat praat spesifiek, wat praat van die, so van hy wat die graf toe oopgegaan het, en so in die chaos wat daar so die Jerusalem was, met die tye en hy goed, en onthou nou, daar was 'n spesiale plek gewees waar hulle begrawe is, en die meeste van hulle is spelonke en hy, weet en hy goed, daar met hulle lappe en doeke en allerhande goed die so uit, Lazarus op, Lazarus kom uit, hier kom Lazarus uit, hoe het hy uitgekom? Hy was vastgebind gewees soos 'n mammie. Ek sal vir jou verduidelik hoe ek dink hy het uitgekom, nee, hy het opgegaan en toe opgestaan, gaan hy net so, en Jesus sê vir hom, ok, hou nou maar net die verbande van hom af, die doeke, hou maar net die doeke van hom af asseblief, dankie. En doeke net in beeld. Ja, come on, ek weet, ons mis die woord van die Here geweldig. Ons lees, so, maar ons gaan sit nie terug en hier is die woord, en mediteer oor die woord, saam met die Heilige Gees. As ons dit begin doen, dan gaan ons sien wat sy openbaringskennis God vir ons uit sy woord uitgee. En hy gee vir ons net 'n bietjie. Hy gee vir ons 'n bietjie. Want ek sê vir jou, eendag as ons by die Here is, gaan ons verbaas wees wat aangaan. Alles vra ons op. Nee, alles, ons gaan nie, ek gaan nie vra hê nie, ek gaan nou vir jou sê, ek gaan nie woorde hê nie, al wat ek kan sê, halleluja, glory to my God. Dit is al, want daar gaan nie iets anders te wees wat ons kan sê nie, want dit is die almag van ons God is te groot, dat ons dit kan uitdruk in 'n mensestem. Ja. Ons kan nie, ons het nie die vocabulary om dit uit te, om dit te praat. Ons het. So ek nooi jou uit. Hier is die begin. Sondag begin ons met Pinksterdienste. Okay?